Okay, julle, ons is uiteindelik hier na 2 dae se debat. Ek het vroeër vir julle gesê hier is die grootste hoërskoolkompetisie in Gauteng wat ons nog gehad het met 'n totaal van 291 deelnemers. So baie geluk, kan julle sommer vir julleself weer 'n groot handeklap gee. Ons sê baie geluk aan Afrikaans oor meisies 2 wat ons finaliste is hierso. Julle kan vir ons vorentoe kom en hulle teenstanders vanaand is help mekaar. Kan julle asseblief vir my gelyktydig gooi op die tafel? Klip, wensker, help mekaar is die opponente. Help mekaar is opponente. Afrikaans oor meisieskool is ons inleidende span vanaand vir die seniors se finaal. Die onderwerp vir vandag se senior finaal is die Bella-wetgewing bedreig die voortbestaan van Afrikaans as onderrigstaal in skole. Die inleidende span sê die Bella-wetgewing bedreig die voortbestaan van Afrikaans as onderrigstaal in skole en die opponerende span sê die Bella-wetgewing bedreig nie die voortbestaan van Afrikaans as onderrigstaal in skole nie. Bella staan vir The Basic Education Laws Amendment Bill. Baie dankie julle. Julle 5 minute voorbereidingstyd begin nou. Baie dankie julle 5 minute voorbereidingstyd is verby. Vra asseblief dat die eerste spreker van die inleidende span hierdie debat vir ons begin en haar toespraak lewer. Dames en here, my land is Suid-Afrika. My land is 'n reënboogland. En my taal is Afrikaans en dit is my reg om in Afrikaans onderwys te ontvang. Voorsitter, dames en here, die Bella-wetgewing bedreig die voortbestaan van Afrikaans as onderrigstaal in ons skole en ons span staan vandag bankvas hier agter. Ek gaan eerstens bewys hoe dit op individuele vlak nadelig is vir ons Afrikaanse leerders. Verder gaan Michaela uitbrei oor hoe Afrikaans ons onderwysgemeenskap grootliks benadeel. Daarna gaan dan laastens afsluit met hoe die Bella-wetgewing ons land as geheel gaan benadeel en onderwys net verder bedreig. Wat die struktuur van my toespraak aanbetref, gaan ek net my argument aan u voorhou en daarna gaan ek vlugtig afsluit. Dames en here, dit bring my dan na my hoofargument. Die Bella-wetgewing bedreig Afrikaans as onderrigstaal in skole. Ons land is 'n reënboogland, ons is vol diversiteit, ons het 12 amptelike tale. Hoekom gaan ons Afrikaans uitsonder en ons leerders ontneem van die reg om in hulle moedertaal onderwys te ontvang? Kom ons vat byvoorbeeld groot skole met meer as 1000 leerders soos Afrikaanse meisies en byvoorbeeld Seenshoor. As die Bella-wet geïmplementeer gaan word, gaan ons skole van hulle kultuur en identiteit gestroop word, want die volstrekte meerderheid van die omgewing rondom Sunnyside praat Engels. Maar hoekom, dames en here, wil ek u vanaand vra, moet ons nou van ons kultuur, ons identiteit en ons geskiedenis gestroop word net oor die gemeenskap waarin ons geleë is? Individueel word ons ook verder benadeel, want sin, kos en tan is reeds ingewikkeld. Hoe moet ek nou hierdie in Engels ook doen? En dames en here, die Bella-wetgewing gaan ons forceer om op 'n skoon blad te begin. En as ons kyk na hoe ons onderrigstelsel juis vandag lyk, kan ons nie bekostig om 'n tree terug te neem nie. Voorsitter, die Bella-wetgewing is 'n groot bedreiging vir die voortbestaan van Afrikaans as onderrigstaal. Die minderheid, ons Afrikaanse leerders, verdien nog steeds om moedertaalonderrig te ontvang. Baie dankie. Ons gee nou geleentheid vir die eerste spreker van die opponerende span om haar toespraak te lewer. Afrikaans is my taal. Afrikaans is my trots. Dis waarin ek droom, dis waarin ek bid. Dit is meer as net 'n taal. Dit is wat my laat sin maak. Hierdie woorde van Jolandrey val presies in die lokval van vandag se debat. Voorsitter, dames en here, as eerste spreker van die opponerende span, glo ons vas dat die Bella-wet nie Afrikaans as 'n taal in onderrig sal bedreig nie.
Afrikaans kan nie deur 'n wet vervang word nie. Afrikaans is 'n sterk taal met 'n sterk gemeenskap. Emil gaan dan julle kom bewys hoe privaat skole nie onder die wet sal val nie en hoe dit sal seker maak dat Afrikaans sal bly voortbestaan. Verder sal Tia kom argumenteer hoe daar kampvegters is soos AfriForum wat sal veg dat Afrikaans in skole bly en nie hierdie sal toelaat nie. Sy sal ook verder kom uitbrei oor die logistiek hiervan en hoe dit nie moontlik is om Afrikaans in alle skole weg te vat nie. Dan kom ek by my hoofargument. Dames en here, Afrikaans is 'n trotse gemeenskap. Ons gaan nie laat 'n wet ons taal verander nie. Ons gaan nie laat ander mense dit van ons af wegneem nie. Afrikaans word hierdie jaar 100 jaar oud en ek staan met trots vandag hier voor julle om te sê dat ek weet ons gemeenskap sal veg daarvoor en ek weet dit sal nie van ons af weggeneem word nie. Daar is soveel literatuur, soveel handboeke, soveel boeke. Dames en here, ons weet dat Afrikaans sterker is as enige wet. Afrikaans is trots, dames en here. En saam as 'n nasie sal ons staan om dit te behou. Ek wil ook dan ons teenstanders span aanval dat die Bella-wet juis nie net fokus daarop om Afrikaans weg te neem nie, maar eerder grasie gee om onderrig in verskeie tale te gee. Daarom sal Afrikaans nie net verdwyn nie en ons sal vir ander mense die geleentheid gee om in hulle taal ook onderrig te ondervang. En die Afrikaanse gemeenskap is sterk, dames en here. Ons gaan nie laat 'n wet vir ons sê wat ons moet doen of nie. Baie dankie, ons gee geleentheid vir die tweede spreker van die inleidende span om haar toespraak te lewer. Ons taallandskap is baie divers. Die Bella-wetgewing is natuurlik 'n bedreiging vir die voortbestaan van Afrikaans in ons skole. Voorsitter, dames en here. Die Bella-wetgewing is 'n wet wat ons onderskei van mekaar en net verder verdeeldheid gaan veroorsaak. As ons dink daaroor, dan dink ons aan die verlede. En ek reageer vinnig op my opponent wat gesê het dat onderrig het onderrig nie 'n groot ding. Maar dames en here, ons besef die belangrikheid van onderwys. Nou huistaal onderrig kan ontvang. As jy jou huistaal onderrig ontvang, verstaan jy dit. Dit gaan en jy verstaan dit dan later in jou lewe as jy 'n ander taal onderwys kry, dan kan jy vir materiaal oorskakel en dit het omdat jy die kraks van konsep verstaan. Ons opponente sê dat Afrikaans veerkragtig sal wees en maak nie saak watter wet ons toeval nie, sal ons okay wees. Maar hierdie is die belangrike ding van hierdie situasie. In die verlede was mense in ons land voorheen benadeel en het hulle nie die geleentheid gehad om hulle moedertaal onderrig te kry nie. Wat toe gebeur het is dat dit 'n lewenslange generasiegaping veroorsaak het van hoe mense belangrike konsepte verstaan. En ons wil nie hê dit moet weer gebeur nie. As jy in 'n omgewing is wat 'n diverse gemeenskap kan wees, dan is dit belangrik om te besef dat jy is dalk mense wat Afrikaans, Zulu, Engels praat in een klein gebied, maar die meerderheid van daai mense by 'n paar mense kan beïnvloed in watter taal jy jou moedertaal onderrig kry. En ons dink dis onaanvaarbaar. Ons dink dat as ons in meer tale of minder tale gaan kry, dan ten minste in 2 tale, jou moedertaal en 'n universele taal soos Engels. Dis 'n baie beter, meer praktiese en meer regverdige oplossing as om net bloot eenvoudig te sê almal in 'n sekere gebied moet dieselfde taal praat. Dink julle nie dit is op 'n manier taalsegregasie? Miskien door iets wat ons nou dieselfde met van dit moet vang. En onthou ook net, dit is 'n wet. 'n wet van die mag. Afrikaans, moedertaal. Die taal waarin ons bid, sing, lag. Werkstaal, moedertaal. Soetste taal. Voorsitter, dames en here, ek is nou dalk nie in Afrikaans oor seunskool nie, maar ek is wel in Afrikaans. Dit was al 30% taal en ek is seker ek is nie alleen.
Voorsitter, dames en here, ek organiseer met Toespraakse Skool. Ek sal eerstens ons teenstanders aanval, liewer wys tot saamstem met wat hulle sê, en dan sal ek aanbeweeg ons konstruktiewe argument. Opponent direk bly onder en beklemtoon hoe belangrik Afrikaans is as moedertaal en veral in moedertaalonderrig. Ons het saam, dit is jy wat ons nie gaan tevrede wees met 'n dubbel medium skool. Maar er is so baie ouers en so baie kinders wat gaan aandring om onderrig in hulle geen wet, geen regulasie aan die voortbestaan van Afrikaanse skole kan bedryf nie. Want dit sal nooit wettig kan wees om iemand te keer om 'n skool te stig in sy eie taal. En dit sal altyd bly voortbestaan, aangesien ons waarde van moedertaalonderrig het. Ek beweeg dan aan na my konstruktiewe argument. Wat ons wel meer saamstem, is dat die wetgewing 'n poging is om Afrikaans te verminder en te onderdruk as onderrigtaal vir almal. Ons glo egter en hier sal Theo uittrek dat hulle nie hierin sal slaag. Dit is 'n poging om Afrikaans te verminder, maar dit is nie 'n bedreiging vir die voortbestaan van Afrikaans. Want geen regulasie sal die voortbestaan van Afrikaans as onwettig mag verklaar. Die silwer randjie van 'n dokter Wolk so beslis die volgende. Privaat skole val ook nie onder dieselfde wette as staatsskole. Alhoewel ons sal bly veg vir alle Afrikaanse skole, so privaat skole altyd Afrikaans mag bly. Privaat skole het vryheid om hulle eie raad te besluit wat in die skool aan en dus sal Afrikaanse skole nooit uitsterf. Dat die daar spreek van die inleidingsspan Maatspraak te lewe. Dames en here, ons is 'n land van vele tale, van vele kleure en van vele kulture. Dit is wat ons so uniek maak. Dit is hoekom Nkosi Sikelel in soveel tale gesing word, insluitend Afrikaans. Ons diversiteit is wat ons Suid-Afrika maak. Ek reageer op wat my opponent vandag sê. Hy het vandag vir ons gesê dat ons nie hoef te bekommer nie, want die wet sal in elk geval nie in plek gestel kan word. Maar dames en here, ons wil nie veg vir 'n mensenreg wat ons moet hê. Ons wil nie veg om te sê hierdie wet is onregverdig nie. Ons moet sê dit is ons mensenreg om ons huisstaal onderrig te kry. Dit bring my dan by my hoofargument. Dames land vir jou en my. En al gaan dit deur veranderinge, Afrikaans sal bly. Deur ons diversiteit te verminder ons land se identiteit. Ons diversiteit wat ons so uniek maak. Nou dames en here, ek stem saam. Charlize Theron het so bietjie oordryf toe sy gesê het slegs 47 mense praat Afrikaans, maar dames en here, sy is nie ver verkeerd nie. Ons moet begin fokus op die probleem dat die Bella-wet 'n bedreiging is tot ons taal, tot ons identiteit en tot ons land se diversiteit. Die Bella-wet gaan veroorsaak dat Afrikaans verminder. Dit sal 'n sneeubal-effek skep wat ons nie kan keer nie, want niemand praat op teen dit wat verkeerd is nie. Maar ek en my spanmaats staan vandag bankvas en sê dat die Bella-wet 'n bedreiging is tot die Afrikaanse taal. Ek vat graag saam wat ek en my spanmaats vandag gesê het. Anja het gesê dat Afrikaans deel is van ons identiteit, van ons individuele identiteit. Michaela het vandag gepraat dat dit deel is van ons gemeenskappe en ek het gepraat dat dit deel is van ons land en dat die Bella-wet 'n bedreiging is tot al drie. Ek sluit graag af. Die Bella-wetgewing bedreig die voortbestaan van Afrikaans as onderrigstaal in skole. Dit is ons reg as individueles, gemeenskap en land om ons regte te beskerm. Baie dankie, ons gee nou geleentheid vir die derde spreker van die opponerende span om haar toespraak te lewer. Dames en here, baie welkom vanaand by Hoërskool Afrikaanse skool in Middelburg. Vir die basis in Afrikaans vir my self van college, weer uitnemende skole beide met Afrikaans onderrigstaal en ons sê vandag dat die Bella-wet geen bedreiging is vir Afrikaans onderrigstaal in ons Afrikaanse skole
vraag, ek hoop julle is reg vir die debatgesprek wat ons is. Dames en here, dit is belangrik om te erken dat Afrikaans as onderrigsstaal belangrik is in Suid-Afrika en nog altyd was vir die laaste 100 jaar. Afrikaans is 'n sterk taal, dit is 'n sterk gemeenskap, wat uit die hand uitgewys nou as mens. Ons is 'n nasie, 'n volk met 'n sterk kampgees, mense wat nie maklik opgee nie. En ons stem saam met ons voorstanders. Afrikaans is 'n goeie taal, en daarom moet ons behou. Maar dit word nie beïnvloed deur die Bella-wet nie. Wat ons steeds met die Bella-wet probeer om ander tale ook te integreer, vir ander nasies ook hul moedertaal onderrig te bied. Dit is 'n goeie ding. Ons kan selfs bly wees vir die mense. Ek wil Afrikaans as my moedertaal hê en my onderrigstaal, en ek gun dit vir ander mense om ook in hulle moedertaal onderrig te word. Dit dra my, solank ek ook in my moedertaal onderrig sal word. Want as meestal is sterk vandag, dat Afrikaans nie verwyder kan word in skole as 'n onderrigstaal. Eerlikwaar, die debat is nie vir Afrikaans skole, dit is gedeel deur die organisasie Afriforum, 'n kampvegter vir Afrikaners en die Afrikaanse taal. In hofsaake en tydens bekleierery oor Afrikaans, is Afriforum en ander soortgelyke organisasies daar vir ons om ons te beskerm deur die Bella-wet. Ons nasie nie kan laat lê nie, nie sommer net dat sê ons nie meer ons moedertaal onderrig gaan word nie. Tans word die Bella-wet ingestel en daar is 'n integrasie van middelmedium skole, is dit moontlik vir ons om steeds Afrikaans as ons moedertaal en ons onderrigstaal te hê. Dit is ons integrasie en ons kan selfs ander mense gelukkig maak in hulle moedertale. Niks tans ek glo dat ek biologie nie verstaan in 'n ander taal nie, vir ander mense ook. Dus vraag julle aan die einde van my vraag, ek het daar gesien. Hoe voel julle daaroor dat Afrikaans sal bly as onderrigstaal? Okay, julle. Die 7 minute debatgesprek gaan nou begin en ons gee vir die opponerende span die eerste geleentheid om 'n vraag te stel. Ek gaan net graag aanhaal wat julle veral in spreker 3 se toespraak gesê het. Julle het gesê, ons wil sê dit is 'n mensereg om in Afrikaans skool te kry. Tweedens, Afrikaans sal bly en derdens, dit is ons reg om ons regte te beskerm. So ek verstaan nie, stem julle dan dus saam dat dit 'n reg sal bly om in Afrikaans skool te kry? Opponente, ons wil net vir julle sê dat ons besef dat julle eintlik met ons saamstem. Maar hier is die probleem. Wat julle sê is dat Afrikaans is so veerkragtig, of die mense wat Afrikaans praat, dat ons teen die regering sal kan opstaan as hierdie wet toegepas word. Ja, opponent, dit is tog ons mense reg om wanneer ons nie saamstem met 'n regeringsbesluit nie, ons menings te kan lig daaroor en dan besluite te kan maak saam met die regering. Dis hoekom ons vir hulle gestem het. Ek gaan 'n opvolgvraag vra. As ons kyk na die geskiedenis van Suid-Afrika, waar die land ontevrede was met 'n besluit deur die regering. Ek verwys na apartheid en hoe die wit regering mense wat nie sê nou maar Afrikaans gepraat het nie, onderdruk het. Maar toe die meerderheid van die land opgestaan daarteen en toe kon dit verander word met 'n lang proses en hulle was baie veerkragtig en ek dink dit was ongelooflik, maar onthou hierdie belangrike ding, dit was die meerderheid van die land. Besef julle dit? Ja, opponent, ons besef dit, maar dink julle regtig ons Afrikaners wat so sterk voel oor ons taal gaan net terugstaan en kyk hoe hulle ons moedertaal vervang? Maar opponent is apartheid. Ek wil net reageer op julle vorige stelling. Ek wil net vir julle sê, wanneer ons praat oor die implementering van hierdie wetgewing, dit kan sistematies geïmplementeer word en dit beteken Afrikaans is natuurlik veerkragtig, maar dit kan uitgefaseer word en so gaan Afrikaans op 'n stadium uitgewis word uit skole uit. En skus dan nou wil ook net graag julle vorige vraag beantwoord. Opponent, ek wil net graag antwoord. Julle dink julle nie dat apartheid 'n bewys is dat geregtigheid sal bly geskied en dat mense nie sal staan vir onderdrukking nie? Ons besef dit definitief, maar as daar goed is wat die regering implementeer waaroor ons ongelukkig is, en ek kan 'n hele paar goed noem, daar is nie altyd die middele deur die minderheid van die land, wat nou in hierdie geval mense is wat Afrikaans praat, om te kan opstaan teen hierdie dinge nie. Ons kan nie sê dat ons die land respekteer en ons leiers respekteer en dan heeltemal teen gesag optree nie. Verstaan julle? Opponent, is nie altyd moontlik om in die regering saam te stem nie. Wat ons verder wil sê, is dat die implementering van die Bella-wet letterlik nie logisties moontlik is as ons kyk na al die mense in Suid-Afrika wat op die oomblik Afrikaans as onderrigstaal het in hulle skole nie.
En tweedens wil ek net vir julle sê, een van die middele om hierdie te veg staan agter ons AfriForum. Dit is een van vele organisasies wat hofsaake toe die Bella-wetgewing uitgekom het. Hulle het hofsaake gemaak teen die regering wat gewys het dat dit teen die menseregte en die regering is en teen die wet is om hierdie wette te laat deurvoer. Maar openheid, net omdat ons stem hard is, beteken dit nie dat ons gehoor word nie, want tog oorweeg hulle nog steeds om die Bella-wet te implementeer en ons praat nie vandag oor hoe veerkragtig Afrikaans is nie, maar ons praat oor die bedreiging van die Bella-wet daarteen. Opponent, natuurlik gaan dit nie so maklik wees soos wat julle dink nie, maar opponente, ons is 'n nasie, ons gaan saam staan. Dink julle regtig dit is ons gaan net terug staan en kyk hoe hulle ons moedertaal van ons af wegvat? Ons gaan nie, ekskuus, ek wil net julle vraag beantwoord. Ons gaan nie net terug staan en kyk nie, maar as ons kyk na organisasies soos AfriForum en hierdie kompetisie, dit sou nie plaasgevind het met die Bella-wetgewing nie, want Afrikaans sou uit ons skole uitgefaseer word. En ek wil ook net my vraag terugbring na die mosie toe. Opbreek, kan ek net gou reageer daarop? daarop? Saamstem en insien hoe die Bella-wet op individuele vlak nadelig vir ons leerders se onderwys gaan wees nie. Okay, opponent, eerstens wil ek net sê, julle sê ons gaan nie noodwendig gehoor word nie, dis nie waar nie. Toe ons hofsaake gehad het teen die Bella-wet, is een van die klousules laat vaar. Een van die klousules is weggevat deur die regering, want hulle het gesien mense is ongelukkig en hulle het ons gehoor deur een van die klousules weg te vat. Ons besef dit, maar hierdie is wat die crux van die situasie is. Dit is 'n bedreiging. Dit beteken nie dat dit gaan seevier nie, maar dit is nog steeds 'n bedreiging en dit kan as hierdie wet toegepas word en maak nie saak sê nou maar in die geval ons probeer so hard en jy gaan bly selfs in 'n ander land want dis wat baie mense doen. Mense emigreer as gevolg van goed soos hierdie en dit beteken dit sal voortbestaan op 'n ander plek, maar Afrikaans is iets uniek aan Suid-Afrika ook en dit moet julle besef. Hierdie is beslis 'n bedreiging. Besef julle dit? Opponent, wat die Bella-wet ook doen, is om ander tale die geleentheid te gee om ook as moedertaal te wees in onderrig. Julle het aangevoer hoe belangrik dit vir julle is om Afrikaans, julle moedertaal, as onderrigstaal te hê. Waarom gun ons dit nie ook vir ander tale nie? Ons impliseer glad nie vandag dat ander tale ook nie hierdie reg gegee moet word nie, maar ons moet vandag kyk of bedreig dit Afrikaans en dit is waar ons met 'n besliste ja antwoord. En dan nou wil net gou 'n vraag. Wat ons wil vra is, besef julle dat as jy in 'n huis bly, in 'n gemeenskap waar daar sê nou maar 5 mense is wat Afrikaans praat, maar 10 mense is wat Engels praat, byvoorbeeld, dat as jy die skool wat naaste aan jou is, gaan bywoon, gaan jy net in Engels moet soos skool gaan. Dit is wat die wet sê en ons besef want julle gaan nou argumenteer teen dit en julle gaan sê nee, maar ons stem saam dat die Bella-wet 'n bedreiging is. Maar besef julle dat as daai wet ooit toegepas word, dat dit 'n bedreiging is nog steeds vir die mense wat Afrikaans gepraat het. Opponent, dit is nie 'n bedreiging nie, want dit sal nooit onwettig wees vir Afrikaanse skole om te bestaan nie. Dit sal altyd wettig wees en privaat skole sal altyd mag bestaan, privaat Afrikaanse skole. So hoe is dit 'n bedreiging vir Afrikaanse skole as dit altyd sal mag bestaan? Opponent, Afrikaanse skole sal mag bestaan, maar dit gaan oor die kinders wat in 'n Afrikaanse gemeenskap is, maar daar is ongelukkig meer Engelse mense. So die skool waartoe hulle gaan moet vir Engels. So daai Afrikaanse kinders in die skool gaan moet vir Engels en dit is 'n bedreiging tot ons taal. Saam met veerkragtigheid is Afrikaanse mense egter ook werklik aanpasbaar en daar is ook baie kosskole in die land, baie ander skole, baie ander moontlikhede wat 'n mens kan volg as om net eenvoudig op te gee en na 'n Engelse skool te gaan. Maar Afrikaans is privaat, eerstens Afrikaans is 'n minderheidstaal vandag en nie almal is bevoorreg genoeg om privaat skole by te kan woon wat Afrikaans as onderrigstaal hê nie. Ons moet na Afrikaans as geheel kyk. Ons kan nie etlike uitsonderings gebruik en ons argumente totaal en al op dit staaf. Opponente, julle kom letterlik van Afrikaans, hoor meisies af. Dink julle regtig hierdie wet, julle is so sterk skool, so sterk Afrikaanse skool, dis julle moedertaal. Dink julle regtig julle gaan net terug staan en kyk hoe hierdie wet julle vat? Nee, dit is julle moedertaal, julle gaan veg daarvoor. Beslis nie. Ons sal beslis veg vir Afrikaans, maar dit is nie waaroor hierdie debat gaan nie. Dit is presies waaroor hierdie debat gaan. Baie Dis dankie waar julle. jou Dit is die debat einde gaan. van die 7 minute debatsgesprek. Is daar enige vrae? Affies, julle het gesê dat mense immigreer as gevolg van dinge soos die Bella-wet. Maar as 'n gesin immigreer, hoe sal hulle dan in elk geval Afrikaans as onderrigtaal hê?
dit is die rede hoekom onthou daar's gemeenskappe in Afrikaans en net omdat jy nie na 'n tasbare skool toe gaan nie, beteken nie jy kan op 'n soos 'n aanlyn klas bywoon en nog steeds die taal leer nie. Verstaan nie, soos ek dink mense wat huistaal onderrig of mense wat by die huis hulle onderrig soos vind of kry, kan nog steeds in Afrikaans skool gaan, maak nie saak waar jy is nie. En dit is eintlik die wonderlike ding van goed so sosiale media of tegnologie. Ja, ek wil graag aansluit. So mense sal eerder kies om op hulle eie onderrig te ontvang want die Bella-wet is so onregverdig. Hulle sal eerder maar net op hulle eie gaan leef want hulle wil nie 'n Engels skool kry nie. En ook verder met die implementering van die Bella-wet, jy gaan nie eers op jou eie skool kan gaan nie, want dit stipuleer ook streng regulering van tuisonderrig. So jy het nie eers meer hierdie tot jou beskikking as 'n opsie nie. Baie dankie. So enige vrae vir help mekaar? Help mekaar, ek wil net by julle hoor. Julle het gesê dat indien jy nie na jou Afrikaanse skool toe kan gaan nie, byvoorbeeld ons nou Affies, dan kan jy net na 'n Afrikaanse skool toe gaan of na 'n privaat Afrikaanse skool. Maar die Bella-wet sê ook dat jy na die skool moet gaan in jou nabye omgewing. So waarheen gaan hierdie kinders dan nou gaan as hulle steeds Afrikaans wil skool gaan? Opponent, soos ek in my toespraak ook gesê, dit is 'n bedreiging vir Afrikaans en dit gaan Afrikaans verminder in skole en dit gaan 'n vermindering in Afrikaans as skool taal gee, maar daar sal altyd Afrikaanse skole bly want dis wat die proposisie sê, die voortbestaan van Afrikaanse skole. Afrikaanse skole gaan bly voortbestaan, of daar minder of meer daarvan gaan wees, is nie relevant. Kom ons hoor dit vir Afrikaans. Nog enige vrae? Help mekaar, ek het vir julle 'n vraag. Dink net daaroor. Dink julle die rede hoekom ons daarvoor moet veg is omdat ons in bedreiging is, omdat ons voel hulle val ons aan en dit is hoekom ons moet veg daarvoor. Nee, ek herhaal my vorige antwoord, dit is 'n aanval op Afrikaans, maar die voortbestaan van Afrikaans soos die proposisie sê, die voortbestaan van Afrikaanse skole word nie bedreig nie. Dit sal nooit heeltemal uitsterf nie. En solank daar nog Afrikaanse skole is die voortbestaan daarvan nie bedreig. En opponent, ons as 'n gemeenskap sal seker maak dat ons taal nooit bedreig word nie en daarom sal ons saam staan en Afrikaans sal bly. Enige vrae vir die meisies? So Affies, julle is mos Afrikaans oor meisieskool, is dit nie reg nie? So dink julle regtig julle skool gaan terugstaan en toelaat dat hierdie wet geïmplementeer word? Maar dis juist die ding met die implementering van 'n wet. Dis nie opsioneel of jy dit gaan volg nie, of ons nou daarmee saamstem of nie. Ons gaan eenvoudig Afrikaans moet afskaf, want dis hoe die wet uitgelê. En al is ons so veerkragtig dat ons nou besluit, ja, ons sal gaan na die skool wat bietjie verder is, waar daar meer mense bly. Al wat dan gaan gebeur is, Afrikaanse gemeenskappe gaan saamspan en wat beteken dit dan? Dan beteken dit segregasie. Dis eintlik wat dit beteken, hè? En ons wil nie dit hê nie. So dan sal jy liewers daai prys gee. Verstaan jy? Sodat iets soos dit nie sal herhaal nie. Baie dankie julle, ons kan 'n groot handeklap gee vir ons twee senior finaliste.